jij die land waar die boerenvolk woont, land met zijn bergen, terrassen groen, land met zijn ruimte zo wijd en zo vrij. Hij is die land, is die wereld voor mij. Ken jij die land? Ken jij die land? Ken jij die land waar die boerenvolk woont? Ken jij die land waar die boerenvolk woont? Hij is die land, is die wereld voor mij. Dames en heren, meneer Eugene Terreblanche. Geachte meneer die voorzitter, geachte advocaat Beyers, mede-Afrikaners, alle anderstaliges wat deel wil wees van 'n volk wat God in die suidpunt van Afrika geplant het. Die AWB het in die kortstormagtige tyd die mondstuk, die gewete van die volk geword. Die AWB is bokant en buitekant die partypolitiek verenig, waar dit om groter ideale, 'n groter wil, 'n groter liefde, 'n groter opdrag gaan. Die AWB bestaan omdat hy sy vaderland, dit wat hy aan God beloof het, dit wat hy aan sy kinders beloof het, dit wat hy geërf het van sy vadere, om dit te behou, nie op rassistiese basis nie, want die boerevolk het grond in hierdie land, die Afrikanerdom. Wat 'n groter taak is daar vir 'n geslag as juist die taak dat hy die erwe van die vadere aan die kinders as erwe moet oorhandig. Watter ander sin is daar in die bestaan van 'n volkse geslag as juist dit? En 'n volk wat nie grond het nie, is 'n swerwervolk, wat uit grond groei krag, uit grond groei liefde, uit grond groei trou, uit grond groei kultuur. Dit is die akker, dit is die basis waaruit 'n volk se totale volkswees groei. As jy op 'n ander se grond bly, sterf jou kultuur, want jy kan hom nie handhaaf. Jare voordat die eerste voortrekkers nog die Hoëveld met Lewaans beset het 'n swart stam hier op die Vrystaatse Hoogland 'n bestaan probeer maak. Tot die laaste man is hierdie volkie deur die moordbendes van Silkaats uitgewis. Vandag het slegs enkele klipruïnes oorgebly as getuienis van hul bestaan. 'n waarskuwing aan diegene wat dink dat Afrika gematig is. 30 kilometer van die ou ruïnes af het die voortrekkers 'n dorp gestig na hulle oorwinning oor die einste Silkaats. 'n stryd waarby man, vrou en kind betrek was. Winburg het hulle dit genoem, om die oorwinning te herdenk. Die oorwinning van 'n klein groepie boere wat bereid was om alles op te offer vir die vryheidsideaal. En gij dat volk van helden moed. 'n eeu later sou hulle nasate die groot trek herdenk. Sonder die offers en ideale van die voortrekkers sou die moderne Afrikaner nie bestaan het nie. In 1938 was die Afrikaners nie skaam om hulle dankbaarheid
teenoor hulle voorouers te toe nie. Stedeling en plattelander, boer en boer, sou mekaar die hand gee. Saam sou hulle deel van 'n volk wees. 'n Volk met 'n eie taal, 'n eie tradisie en 'n hinkering na 'n eie republiek. In die tyd word die geld ingesamel om arm Afrikaners weer op hulle voete te help. En so kom die reddingsdaadfonds tot stand. Die grootste deel van die fondse is deur die Broederbond aangewend om Afrikaner kapitaliste soos Anton Rupert op die pad na sukses te sit. Ander groot maatskappye en ondernemings is uit die fonds gebore. Sanlam, Santam, Federale Volksbeleggings, om maar enkeles te noem. Vandag jag hierdie maatskappye wins saam met die internasionale geldmag. Jag hulle wins en ondersteun 'n liberale pers en regering wat lank reeds die boervolk as uitgedien beskou. 10 jaar na die herdenkingstrek plaas die boervolk die nasionale party aan bewind. Dit was die party wat die mense apartheid beloof het, sodat die volk kon leef. Vandag het die party apartheid die volk en sy geskiedenis verkoop, om nog 'n rukkie langer op die grasie van die geldmag aan bewind te bly. Die volk se geskiedenis is ryk aan verhale van verzet. Slagtersnek vertel die verhaal van 'n boer in die persoon van Frederik Besuidenhout wat verseg het om hom te onderwerp aan die gesag van die Britse Ryk. So is daar die verhaal van 'n Piet Retief en sy 70 man wat 'n kontrak met die Zulu volk aangegaan het. Piet Retief het sy wapens buite die kraal gelaat toe hy in Daba gehou het. Die massamoorde by Bloukrans en Wenen het gevolg. Vrouens en kinders is in en om die waans deurboor. Babas se koppe is teen die wawiele verbrysel. So die boervolk Noord-Natal met die bloed van sy geliefdes gekoop. Die volk se geskiedenis vertel ook van 'n gelofte aan God wat op die slag van Bloedrivier uitgeloop het. 'n Gelofte wat vandag 'n verleentheid geword het vir die nasionale party, wat die geskiedenis moet oorskryf sodat die Afrikaner nie meer weet waar hy vandaan kom nie. En 'n volk wat aan geheueverlies ly, weet ook nie meer waar hy môre heen gaan nie. 2 vredesoorloë is geveg omdat 'n volk vry en onafhanklik wou wees. Oorloë is gevoer teen die blanke dienaars van die Britse Ryk en die internasionale geldmag. Oorloë wat gelei het tot die dood van 27.000 vrouens en kinders. Oorloë wat die volk gesuiwer het tot net die bitter einders oorgebly het.